Goeiemôre, dit is donderdagoggend die 13de Maart 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek herinner julle aan die bosberaad vanaand om 7 uur, waar ek interaktief gaan gesels met die aangesluite lede van hierdie kanaal. En ons gaan 'n bietjie gesels oor Oekraïne en Rusland en wat het in die laaste tyd daar gebeur en wat is die situasie op die slagveld, maar ook 'n bietjie op die politieke terrein daarachter. Dit dan alles regstreeks om 1900, dis 7 uur, en ek gaan probeer om vir Gerrit daar in Oekraïne weer by te bring, sodat hy vir ons kan vertel hoe ervaar hulle as inwoners die oorlog in Oekraïne. En Gerrit woon, soos ons weet, in Sumy. Dis waar sy huis is. Op die oomblik is hy in Bulgarië. Maar ek is seker, ek sal hom op die lug kan kry om dan mee te gesels. Die oorlog in Oekraïne, terwyl ons dan nou daaroor praat, is eintlik veroorsaak deur 'n klomp slinkse aktiwiteite, ooreenkomste wat nie nagekom was nie, en dan uit die aard van die saak hierdie stelselmatige uitlokking van Rusland om te reageer. Nou ek wil nie die hele storie herhaal nie, ek wil egter vir julle 'n kort videoklip speel en ek vra dat julle baie mooi moet luister na wat sê hierdie man van Hillary Clinton en wat het gebeur wat daartoe gelei het dat daar 'n skeuring gekom het tussen die Russies-Ortodokse kerk en die Oekraïense Ortodokse kerk, maar ook oor hoe die geld gevloei het. Church has been under the jurisdiction of the Russian Orthodox Church for a little bit more than 1,000 years. In the hierarchy of the Orthodox Church, there is no difference between the Russians and the Ukrainians. So Hillary Clinton, when she was the Secretary of State, asked Ecumenical Patriarch Bartholomew I of Constantinople if he would declare the Ukrainian Orthodox Church to be what's called autocephalous. It runs itself, no longer subject to the whims of the Russian Patriarch. The Patriarch said, I'm not sure that's a good idea. They've been under Russian jurisdiction for 1,000 years. Politically, I really can't do that. And Hillary allegedly said, would $20 million help make the decision? Well, the Greek Orthodox Church is under the thumb of the Neo-Ottoman Turks. And so he said, yeah, we could use the 20 million. So she said, we have to give it to you through Ukrainian banks. That's fine. So the State Department wires 20 million, probably through USAID, now in retrospect. Sounds about right. They wire the 20 million to some Ukrainian bank. They do whatever it is that they do behind closed doors in Ukrainian banks. And then they send 15 million to the Patriarch. And he says, wait a minute, this is supposed to be 20. Where'd the 5 go? And the State Department said, oh, well, we don't know anything about that. All we know is we paid. So now you have to declare independence for the Ukrainian Orthodox Church, which he did. And it immediately caused a near war situation between the Russian Orthodox Church and the Ukrainian Orthodox Church. Even for religious purposes, the entire culture is corrupt. Every level of it is corrupt. So if we're sending 40 billion this time, 8 billion that time, 500 million the next time, another 15 billion the next time, where the heck is that money going? So as ons luister na wat hierdie persoon daar sê rondom, daar word $20 miljoen betaal byvoorbeeld vir 'n sekere aksie en daar raak net so 'n klein bietjie weg en na wie toe gaan dit op die ou einde van die dag. So dit is 'n gekonkel van dag 1 af regdeur. So ek is bevrees dat die oorlog in Oekraïne en Rusland nie gou tot 'n einde gaan kom nie en dat dit waarskynlik net sal kom indien Rusland 'n totale militêre nederlaag afdwing op Oekraïne.
Want die westerse retoriek hou nie op nie. Die agteraf samesweringsgedagtes wat hulle uitspreek, getuig van die listigheid wat daar onder westerse leierskap is, maar ook die koördinering. En ons het al baie gepraat rondom koördinering, wanneer verskillende leiers dieselfde taal beginne praat. En ja, Oekraïne het na vore gekom en gesê, hulle is nou gereed om 'n 30 dae skietstilstand aan te kondig. Hulle is bereid om vir 30 dae dan nou so 'n tydelike vrede te aanvaar. En dan is dit interessant wat baie se kommentaar daarop hulle sê, natuurlik sal Zelensky 'n ceasefire soek, 'n skietstilstand soek, want die Oekraïne is besig om pak te kry in Kursk. Hulle is oor die hele front besig om grond te verloor, om terug te trek. Hulle sal graag 'n skietstilstand wil hê, sodat hulle weer die plekke wat nou redelik uitgeput is, kan aanvul, dat hulle posisies kan versterk, dat hulle self beter kan voorberei, maar, en dit is die hele ding, gaan Rusland dit aanvaar. Want dan kyk ons hier oor hoe die mense saam praat. Dis nou Marco Rubio wat gesê het, die bal is nou in die Russe se hande. Dan kom Ursula von Leyen, die president van die Europese Unie, en sy sê, the ball are in Russia's court. Dan kom Kaja Kallas, en sy sê, the ball, as always, is in Russia's court. En dan Emmanuel Macron wat sê, the ball is now in the hands of the Russians. Dit sê vir ons, dat hulle het nou gekom met hierdie onaanvaarbare voorstel om 'n skietstilstand aan te gaan in Oekraïne. Die Russe het al baie gesê, hulle sal dit nie doen nie, want dit maak geen sin vir Rusland om nou 'n skietstilstand te aanvaar nie, want dit gaan die slagveldvoordeel en oorheersing wat hulle tans geniet, gaan beperk word, indien daar nou 'n skietstilstand is, as gevolg van die redes wat ek ook genoem het, dat Oekraïne dan weer hulle magte kan herorganiseer, nog wapentuig inbring en alles wat daarmee saamgaan. En Rusland sal dit nie doen nie. Rusland het gesê, hulle soek 'n blywende vrede. Nou ons weet dat Zelensky se vredesplan sluit in eers soek eers 'n oorwinning oor Rusland, dan sal hulle vrede hê. En die Russe dring daarop aan, hulle gaan hom nou klaarmaak en hulle wil nie 'n skietstilstand hê nie. Maar interessant hoe hulle dit vang. Ons gaan vir 30 dae is ons bereid om 'n skietstilstand te aanvaar van Zelensky se kant af. In die hele wêreld klap hande en sê baie mooi, nou het ons vrede. Wonderlike voorstel Zelensky, terwyl hulle weet dis nie vir Rusland aanvaarbaar nie. Maar nou maak hulle vir Rusland die skuldige, want Rusland is nie die een wat nou 'n skietstilstand wil aanvaar nie. Maar wat is die doel van 'n skietstilstand van 30 dae as dit nie blywende vrede bring nie? Nou ons sien dat die Weste onder leiding van die Biden-regering en voor dit die Obama-regering het hulle werklik waar uit hulle pad uit gegaan om hierdie oorlog aan die gang te kry in Rusland. Maar nou raak dit vir hulle moeilik en ons sien die Amerikaners het hulle standpunt verander oor die oorlog, hulle soek vrede, maar omdat Marco Rubio saamstem, the ball is in Russia's court, daarom sê ek dat Amerika ook nog steeds van mening is dat hulle uit 'n posisie van mag uit vir Oekraïne kan
beding en dit gaan nie gebeur nie. So vanaand gaan ons hierdie ding 'n bietjie verder uit mekaar uittrek, want mense, dit hou so geweldige implikasie in vir ons as Suid-Afrikaners, ons hier in die suidpunt van Afrika, ten spyte van dit wat nou gedoen is deur die nuwe administrasie in Washington ten opsigte van die ANC, die regering van nasionale eenheid, beleid wat moet regkom, sanksies wat toegepas word, AGOA wat waarskynlik in September tot 'n einde gaan kom, moet ons besef dat hier die oorlog in Oekraïne en Rusland, dat daardie oorlog nog steeds kan uitbrei, nog steeds in 'n wêreldoorlog kan verander, of dan in 'n oorlog tussen die verskillende state in Europa. Ons kan sien dat Donald Trump wil daar uitbly, maar baie van die mense, van sy ondersteuners, is ook ondersteuners van Oekraïne. So die kwessie van vrede kry, blywende vrede in Oekraïne, dit sal ons nog maar moet sien. Maar kom ons pluis dit vanaand 'n bietjie uit, tydens die bosberaad. Kom ons gesels 'n bietjie meer in diepte. Kom ons wys 'n paar video's van wat op die slagveld aangaan. Wie staan waar, wie sê wat, en wat kan ons uiteindelik verwag? Want op hierdie stadium dui alles daarop dat daar nog geen keer aan 'n potensiële derde wêreldoorlog is nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en onthou vanaand om in te skakel om 7:00 en dan môreoggend is ek weer terug by julle. Mooi loop, aangename dag.